Hallo mense, Jappie hier. Ek wil weer praat oor iets wat ons in hierdie boek gelees het, paar dae terug, in verband met vas. Soos ek vir my dogter vandag sê, dit is ongelukkig dat die Bybel nie regtig in detail vir ons verduidelik van vas, en hoe belangrik is vas nie. En dat vas eintlik van kardinale belang is vir 'n Christen, vir 'n gelowige. Dat vas speel 'n baie groot rol in 'n mens se geestelike lewe. En ek wil net nog 'n paar verse na verwys vanaand, wat by my opgekom het, nadat ek hierdie vers gelees het van The Books of the Nazarene, wat ek met julle wil deurgaan. Ek gaan hierdie vers net weer lees eers, en dan die Bybelse verse vir julle wys, waar ek glo daarmee 'n koneksie is. Wat in swart is in Engels, so ek lees dit wat in rooi is. Books of Nazarene 17 vers 12 en 13. Meester, ons is bekommerd, want u bring te veel tyd in eensaamheid deur en vas te lank. Dit sal u sekerlik skade berokken. Joshua het geantwoord, wanneer vas behoorlik onderneem word, kan dit niks doen behalwe goed nie. Net so is die liggaam soos 'n kruik wat water bevat, en leeggemaak moet word voordat dit wyn kan hou. Net so is dit met die aparte gees van Jahoua. Joshua verwys na die wyn as die aparte gees van Jahoua wat ons moet vul, en die water is die wêreldse goed wat ons moet verwyder uit ons lewens uit. Die wêreldse gewoontes, sondes en idees selfs. Ons moet dit verwyder, en een van die maniere om dit te verwyder is vas. Om te vas is hoe jy dit verwyder, en dan maak jy plek vir jou as 'n aparte gees in jou lewe. Verder sê hy, het Moses nie 40 dae lank gevas nie, waar tydens die aparte gees in hom ingevloei het, sodat sy gesig voor die mense geskyn het soos 'n groot lig. So is die aard van die krag, en as gevolg van die helderheid moes hy die sluier dra, of hy moes dit versluier. Net so met Eliyahu, wat 40 dae lank gevas het, dink julle daardie twee mense het skade gelei, of het hulle voordeel getrek uit 'n versterking van die gees? Ja, hulle het sterker geword in die gees, terwyl hulle vlees swakker geword het, en dan het ook hulle begeertes van die vlees verswak. So, die versoekings in hulle lewens het verswak. Die aanvalle van die bose het verswak. Hulle gees, Jahoua se gees, en autoriteit in hulle lewens het versterk. En dit is hoekom vas so uiters belangrik is, mense. Ons almal moet dit doen. Ek wil amper so ver gaan as om te sê, as jy dit nie begin doen nie, word die kans dat jy gered gaan word in die einde baie skraler. Want met die versoekings wat nog gaan kom in hierdie eindtyd waarin ons is, gaan baie erger word, en mens moet kan sterk staan. Mens moet nie die knie buig vir die duiwel en versoekings nie. En dis hoekom ek sê, ek dink vas is nodig om dit te kan regkry in hierdie laaste paar dekades wat ons hier is. En dan lees ons hier Matteus 25, vers 6 tot 10. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Hierdie is die storie mos van die 10 maagde. Ek lees net 'n stukkie van hierdie gelykenis. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom
En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Om te koop beteken dit kos 'n prys om olie te verkry. Jy sal moet opofferings maak in jou lewe om met Jehovah se gees gevul te kan word. Jy sal die gebooie moet onderhou en jy sal moet vas. Sien die komende verse van Books of the Nazarene wat ek hier onder gaan lees, maar ek het hom sommer boontoe geplaas wat ek hier sê, so ek het dit al gelees, waar ek gesê het, of waar Joshua gesê het, dat mense jou moet leeg maak van die water en moet vul met die wyn. Nou, dieselfde hier vir die wyn hier soos die olie. Vir die olie van die gees om jou te kan vul, moet jy jouself leeg maak van die wêreldse goed. Nou, die dwaase maagde het hulle nie self heeltemal leeg gemaak en het nie baie opofferings gemaak in hulle lewe, deur vas en bid, om skoon te kom, om plek te maak vir jou as 'n gees, vir sy olie nie. En dis hoekom hulle olie het opgeraak. Maar die verstandiges het deur hulle lewe gereeld, gevas en gebid, en hulle self rein gehou, sterk gehou, deur die leiding van die gees die regte besluite geneem. Hulle het gewoontes die nekslag toegedien. Hulle het in oorwinning geleef, want mense, as jy vas, dan kan jy in oorwinning leef. Dan kan jy ontslae raak van jou gewoontes. Soos ek in 'n vorige video vir julle gesê het, hulle het 3 dae gevas om ontslae te raak van bose geeste. Soos Petrus vir ons na verwys in Clementine Homilies, of Recognitions of Clement, dat hulle 3 dae gevas voor hulle mense gedoop het, om hulle vir bevryding, voordat hulle gedoop word. En ek het ook 'n ander video met julle gedeel wat 'n ouetjie 'n droom ontvang het van Jehovah, waarin hy ontvang het dat 'n mens moet 3 dae vas, droog vas, om ontslae te raak van bose geeste in mense lewe. En dan sien jy sodat die wyse maagde het gereeld gevas, want hulle het ekstra olie gehad, en ons het mos nou gesien in die boek van die Nazarene, dat jy maak alleenlik plek vir die gees in jou lewe as jy vas. En Joshua het eintlik vir sy disippels gewys hoe belangrik is die vas. Net so is die liggaam soos 'n kruik wat water bevat, wat wêreldse goed bevat, en leeggemaak moet word voordat dit die gees kan hou en ontvang. En op 'n ander plek, toe die disippels 'n sekere geeste nie kon uitdryf nie, het hulle Joshua gevra in die boek van die Nazarene. En toe sê hy vir hulle, 'n mens ontvang volgens wat hy kan dra. Maar 'n mens moet dit verwyder wat nie daar moet wees in jou nie. Mens moet jouself leeg maak om meer te kan ontvang. Hy daar eintlik weer verwys na vas. Dat jy moet vas om jouself leeg te maak, om die geeste te kan uitdryf, om wonderwerke te kan verrig. Andersins gaan jy dit nie kan doen nie. En dit is wat die wyse maagde gedoen het. Hulle het self leeg gemaak gereeld van hulle wêreldse begeertes, deur te vas en ontslae geraak daarvan, en hulle was gevul met Jehovah se gees, genoeg olie gehad, want die olie verwys na Jehovah se gees, genoeg olie dat hulle saam met Joshua na die bruilofmaal kon gaan. En mense, ek het al reeds 'n video hieroor oor die, mens kan dit seker 'n wegraping noem, wegneem van sekere gelowiges. Ek glo dit is 'n moontlikheid in die tyd waarin ons leef. Ek weet, dis nie iets wat die Bybel regtig leer nie, maar daar is een vers in die Bybel wat daarna kan verwys. Gaan kyk maar my video oor die wegraping. Dit is Matteus 24 vers 21. As dinge gaan erger word vir ons, die gelowiges, as wat dit was vir die disippels rondom 70 na Christus, dan is daar so 'n moontlikheid. Of nie net die disippels nie, maar die gelowiges van daardie tyd. Dan is daar so 'n moontlikheid.
Maar bitter min mense gaan weggeneem word. Christene dink, al die Christene gaan verdwyn. Daar is nie so ietsie mense. Nie eers 1%, ek dink omtrent so 1% van die gelowiges gaan weggeneem word. Bitter min. Dit gaan die mense wees wat bereid was om baie op te offer vir hulle geloof. Mense byvoorbeeld wat vas, soos hierdie wyse maagde, wat gevas het om meer van Jahwe se gees te kan ontvang. Sulke mense gaan in die bruilofmaal kan gaan. Sulke mense gaan weggeneem word wanneer die tyd kom. Nie jou gemiddelde Christen nie. So dit is interessant dat mense hoop vir so iets, terwyl hulle nie besef wat dit kos om daardie plek te kan kry nie, wat sê mens, vir Yahuwah, om mens te konsidereer, om weggeneem te word as die tyd kom. Maar ek sê dit nie dat julle hoop moet plaas op so iets nie, julle moet nie. Julle moet leef asof daar nie so iets is nie. Mens moet nie fokus op 'n wegraping nie. Mens moet fokus op jou doel hier op aarde, en om jou lig te skyn. Ons kyk nou gou na Matteus 9. En Joshua sê vir hulle, kan die bruilofsgaste dan treur solank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal 'n dag kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas. En niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, want die aangelapte stuk skeur van 'n kleed af, en daar kom 'n erger skeur. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke, en die wyn loop uit, en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke, en altyd bly behoue. Die mense het vir Joshua gevra, kom vas sy disippels nie. So kom ek verduidelik julle wat ek ontvang het van Joshua. Joshua het die disippels voorberei as nuwe wynsakke, met sy meer volledige leringe van die wet, wat dan gevul kan word met Joshua se nuwe gees. Joshua se lering en die gees se lering komplementeer mekaar. Maar Joshua maak ook weer eens 'n koneksie tussen vas en die vulling met Joshua se gees. Want deur te vas sal die disippels hulle self leegmaak van wêreldse dinge en denke, en dan vul Joshua se gees daardie plek wat leeggemaak is. Net soos ons gesien het in die Books of the Nazarene, hoofstuk 17, wat ek al reeds 2 keer na verwys het. En dis die koneksie ook met die vas, toe hulle omvra oor die vas. Toe sê Joshua eintlik vir hulle, terwyl ek by hulle is ek besig om hulle voor te berei met om nuwe wynsakke te wees. Joshua was daar om hulle voor te berei met sy leringe, sodat hulle dan met die gees gevul kan word, dit wat hy gespreek het, dit wat hy gepreek het, te komplementeer. Johannes 14 sluit daarby aan, waar Joshua sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen, as julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Dis 'n verwysing na Jahwe se gees, wat hulle dan ontvang in volheid, na sy opvaarding. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Hierdie hom is eintlik 'n vrou, sy, maar julle ken haar, omdat sy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. So, om Jahwe se gees te ontvang, moet mens die gebooie onderhou, maar mens moet ook vas, om plek te maak vir Jahwe se gees. Ek het al reeds in 'n vorige video vir julle gewys, 1 Johannes 3:24, en hierso Johannes 14 vers 15 en 16, wys dat ons ontvang Jahwe se gees as ons bereid is om die gebooie te gehoorsaam. Maar dan moet ons plek maak vir die gees, deur te vas. Dus hoe jy plek maak vir Jahwe se gees in jou lewe. En hierdie laaste vers verwys na die tweede koms. Mense sien dit nie maklik raak nie.
Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Hier is 'n duidelike bewys dat Joshua se toekoms was in sy disippels se generasie. Want hy het ook gesê op 'n ander plek dat van sy disippels sal nog lewe as hy terugkeer. En hier sê hy vir hulle, ek gaan julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer terug na julle toe. En deur dit het hy eintlik vir hulle gesê dat sy koms is baie naby in hulle generasie en dat hulle nie lank hoef te wag vir hom om hulle te kom haal nie. Dit is wonderlik, mense, as mens sonder jou Christen religious brille na die Bybel kyk, dan skielik maak die Bybel baie meer sin. Dan al daardie verse wat jy nie lekker verstaan het, jy verstaan jy skielik. Alles word dan skielik duidelik. Nou wil ek net hierdie lees wat ek genoem het in die vorige video, maar ek het dit nie gelees nie. Books of the Nazarene 15, vers 19 tot 23. Een van die ander disippels het gesê, dit is baie moeilik om die lewe te leef wat heeltemal goed is. Joshua het geantwoord, dit is nog moeiliker om in die toekomstige lewe van die Gees in te gaan. Hy verwys na die hemel hierso. Die woorde het diegene wat dit gehoor het, verbaas. Maar Joshua het die disippels om hom verseker dat dit waar is. En bygevoeg, niks wat die moeite werd is, word ooit maklik verkry nie. Mense, dis nie maklik om hemel toe te gaan nie. Dis nie maklik nie. Dis 'n proses, dis 'n harde, moeilike proses. Jahwe se genade, mens kan sê dis verniet. Want jy hoef nie te betaal vir die prys wat Joshua betaal het vir jou nie. Maar wat jy wel moet doen is, jy moet ophou wetteloos leef. Want as jy dit nie doen nie, wys jy glo nie. So hier sê, niks wat die moeite werd is, word ooit maklik verkry nie. Jy moet op die noupad stap. Jy moet deur die hek gaan wat Joshua is, en dan moet jy op die noupad stap. Die moeilike pad. Die moeilike pad is die gebooie onderhou, en jou vlees en die vleese begeertes te onderdruk, en af te sny die begeertes wat jy het, om gewoonte sondes ontslae te raak daarvan, om dit te oorwin. Dis 'n moeilike pad, dis nie maklik nie. En jy moet daagliks, soos Joshua gesê het, jou kruis opneem en hom volg. Dit beteken jy moet daagliks jouself kruisig, jou vlees kruisig, jou begeertes kruisig. En hierdie vas, wat ek julle van vertel het, is een van die wapens, een van die maniere, hoe jy dit baie makliker kan verrig. Want as jy gereeld vas, is dit baie makliker om in Joshua se voetspore te volg. Baie makliker. Jy maak die lewe regtig baie makliker vir jouself. Want dan verswak jou vlees en jou vleese begeertes. En dan versterk die gees. En dan word dit net makliker vir jou om dit te kan regkry. En dit maak dit baie moeiliker vir die bose geeste om jou aan te val. Joshua het voortgegaan. Laat almal wat dit kan doen, hulle self van die kwaad leeg maak. Die dade is buite, maar die gedagtes is binne. Deur hard te stry en die vlees te tugtig, nie toe te gee aan die roep van sy begeerlikhede nie, word die siel versterk deur 'n invloei van geestelike voedsel. Joshua sê hierso, as jy jou vlees oorwin, is dit soos kos vir jou siel. Geestelike kos vir jou siel, vir jou wese, as jy jou vlees oorwin. En soos ek gesê het, vas help jou vlees oorwin. Help jou gees om jou vlees te oorwin. Toe vra Joshua die disippels, saam met hom, of almal verstaan dat tensy hulle die toetse van die vlees kan slaag, hulle nie die hemel kan ingaan nie. Almal het geantwoord dat hulle verstaan. En dan kan jy nie dink, jy kan nie dit vergelyk met wat mense vandag vir jou preek,
van wat sê jy hoef niks meer te doen nie. Jy het jou kaartjie hemel toe. Mense, hulle is die pad so ver byster, dit is nie eers snaaks nie, dit is soos dag en nag. Hier sê Joshua, toe vra Joshua die disippels, saam met hom, of almal verstaan dat tensy hulle die toetse van die vlees kan slaag, hulle nie die hemel kan aangaan nie. As jy nie jou vlees kan oorwin nie, mense, die gewoonte sondes in jou lewe, sê Joshua hierso, gaan jy nie hemel toe nie. Dit sluit vir my nogal aan by Matteus 5 vers 48 wat sê, weet julle, wees julle perfek, net soos julle Vader in die hemel perfek is. Nou, ons weet, niemand is perfek altyd nie. Maar wat Joshua eintlik daar gesê het, glo ek is, volg in my voetspore. Volg in my voetspore, dan kan julle hemel toe gaan. Want ons weet in 1 Johannes sê dat as ons foute maak, as ons sondig, maar ons streef daarna om perfek te wees, dan is daar vergifnis vir ons sondes. Maar Hebreërs 10 vers 26 tot 29 sê vir ons dat as ons opsetlik maar net sondig, dan is daar nie meer vergifnis vir ons sondes nie. So mens moet in hierdie proses wees van jy die gebooie gehoorsaam, en dan om dit makliker vir jou te maak, om reg te leef, om jou sondes te oorwin, moet jy vas. Soos ek 'n vorige video gesê het, as jy sukkel met begeertes van jou vlees, vas 1 keer 'n week en kyk of 1 keer 'n week jou kan hou, deurdra vir die week. As dit nie kan nie, dan vas jy 2 keer 'n week. En as dit werk, dan weet jy moet ten minste 2 keer 'n week vas om jou vlees in toom te hou. Maar soos ek gesê het, ek dink mens moet ten minste 2 keer 'n week probeer vas. Veral in die tyd waarin ons leef, waarin die versoekings en die mens die hele tyd gebombardeer word met die evil gemors om ons. Deur TV, deur flieks, deur musiek, deur wat mense om jou praat, mense vloek, skel, en allerhande gemors om 'n mens. Moet mens self sterk hou, en vas kan jou help sterk hou, en sterk bly. En dan moet mens gereeld die woord lees, die woord hou jou sterk, dis kos. En mens moet bid, dit hou jou sterk. Jy moet vas, dit hou jou sterk. Jy moet in jou se gebooie bly, dan maak dit vir die bose baie moeilik om jou aan te val. En so kan jy in oorwinning leef en gered word. Mense wat nie hierdie veranderings aanbring in hulle lewens nie, Christene, soos Joshua hierso sê, hulle gaan nie hemel toe nie. Ons sien in Matteus 7 vers 21 tot 23, daar is verskriklik baie mense wat gaan dink, hulle gaan hemel toe gaan. Maar as hulle daar in die oordeelsdag is, gaan Joshua vir hulle sê, ek ken julle nie. Gaan weg van my julle wat wetteloos geleef het. Ek weet nie of julle daardie woorde wil hoor eendag nie, of wil julle dit eerder vandag hoor, en vandag 'n verandering aanbring. Wil julle dalk eerder vandag ophou wetteloos leef, as wat julle moet wag tot julle dood is, en dan moet hoor, jy het wetteloos geleef, gaan hel toe. Dis jou keuse. Jy kan vandag luister en iets staan doen, of jy kan dit maar net los tot die dag wat jy doodgaan, en dat Joshua vir jou sê, gaan weg van my, jy wat wetteloos leef, gaan hel toe. Maar dis maar almal se keuse, almal moet maar besluit, of hulle kruis gaan opneem daagliks, en hom volg. Want dis wat dit behels, om die kruis op te neem. Jy wandel in Joshua se voetspore, hy het die gebooie onderhou. 1 Johannes 3 vers 5 sê, hy het dit perfek onderhou. Jy moet in sy voetspore volg. Baie mense sê dit, wat sê hy, armband wat hulle dra, what would Jesus do? JD. Of wat sal Jesus doen? Hy sal die gebooie onderhou, dis wat hy sal doen. Gaan jy ook die gebooie onderhou soos hy? Wel, dit is wat ek wou gewys het vir julle vandag. In die Bybel, hoe dit ooreenstem met wat Book of Nazareth sê van die vas. En hoe belangrik dit is. En soos ek sê, dit is baie jammer dat die Bybel nie so baie praat van vas nie. Alhoewel mens lees dat baie van hierdie saints,
heiliges van die Bybel, hulle het gevas. Mens lees soos byvoorbeeld Daniel wat so baie gevas het, maar ek glo hulle almal wat regtig hulle sout werd is, wat na aan Jehovah se hart is, het almal gevas. Ek dink so. En ons weet Johannes, die doper, het gereeld gevas, toe Joshua het gevas, sy disippels het gevas, Paulus het gevas. Mense, hoekom kan ons dan nie ook vas nie? Hoekom moet ons dan nie ook vas nie? Dan moet daar mos 'n rede wees hoekom hulle vas. Hulle het dit nie gedoen om vir die snaaksigheid nie, of hulle het hulle is copycats, hulle doen dit maar net want iemand anders het dit gedoen nie. Daar is 'n rede daarvoor. Want dit het hulle gehelp volhard tot die einde toe, sodat hulle gered kan word. En dis hoekom ons dit ook moet doen. So, groete vir julle en geniet julle aand. Totsiens.